Goeienaand almal. Kan julle my hoor? Okay. Baie welkom by vanaand se erediens. Groot voorreg om saam die Here te aanbid en meer van hom ook te leer. Net voordat ons begin 'n paar afkondigings, daar's ons net 'n enkele lief en leed gevalle wat bykom. Ons dink aan Leanay Opperman wat môre gaan vir 'n operasie. Ons dink aan haar ouers ook. En dan Erika Victor het haar arm gebreek en is ook nou heel moontlik in die hospitaal. En dan dink ons ook aan Kobus Tron, wie se tweelingbroer vanoggend oorlede is. Ons van wat ons verneem was hulle baie naby aan mekaar en ons dink aan hom in ons gebede en ons bid dat die Here hom sal bystaan en versterk ook in hierdie beproewende tyd. Verder is daar koffie en tee na die erediens. Dit sal lekker wees as ons bietjie daarmee mekaar kan kom en net mekaar ook kan beter leer ken. Voordat ons kom ons begin voor die foto en groetseën met lied 245. Daarvan sing ons verse 1, 2 en 3. Vers 2 is vandag spesifiek van toepassing. Dit sê ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen die Here aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en prys U derentyd. Ek was weg van die Here af, ek was verlore, maar hy neem my as sy kind terug. Kom ons staan en sing ons saam lied 245 verse 1, 2 en 3. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg.
Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van ons Vader, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou uit Psalm 130 uit. Ons kan weer staan as ons dit sing. Ons gaan verse 1 en 2 sing. Ons lees ook weer vers 2. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan. Gadeslaan is 'n ou woord, maar dit beteken om aandag te gee op iets. As die Here na reg wou kyk na die sonde, vra die vraag, as U, o Heer, die sonde op die regte manier wou aanskou, dit op die regte manier wou hanteer, wie sou een enkele stonde, een enkele oomblik voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by U gewees. Daarom word U met bewing reg kinderlik gevrees. Kom ons sing Psalm 130 verse 1 en 2. Kom ons bid saam. Ons ewige, driemaal heilige Here. Dit is die grootste voorreg om vanoggend of vanaand hier by mekaar te kom. Om saam hierso te wees as gelowiges uit soveel verskillende plekke in ons lewens uit. Soveel verskillende agtergronde. En dat ons hier kan by mekaar kom en sê ons is verenig in U naam. Verenig in U teenwoordigheid. Ja, die wêreld probeer so hard om ons uit mekaar uit te trek. Die wêreld probeer so hard om te maak dat daar konflik tussen ons is. Die duiwel probeer ons verlei weg van U af en weg van mekaar af. Daarom is dit ons bede vanaand dat U ons opnuut sal herinner dat ons in U by mekaar is. Dat ons deur U Heilige Gees saamgebind word tot 'n nuwe mensdom, tot 'n nuwe skepsel, tot U koninkryk. Daar waar daar skeiding tussen ons en U is, bid ons dat U dit met alle mag en geweld sal afbreek. Bid ons dat U so in ons sal werk, dat ons bewus sal wees van die oortredinge wat ons teenoor U doen, dinge wat ons doen wat soveel afstand tussen ons en U skep. Ons bid dat ons vanaand waar ons uit U woord uit gaan lees, dit ter harte sal neem, dit sal uitlewe, dit daarna sal luister, nie net hoor nie. Dat ons aandagtig sal luister. Ons bid dat U Heilige Gees hierdie
verharde harte van ons sal wegvat en vir ons harte van vlees sal gee. Harte wat klop vir u evangelie. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir elke stukkie genade wat ons van u af ontvang en dit is nie min nie. Mag vanaand ook 'n lofprysing tot u naam wees. En ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen. Ons trek vanaand by die Heidelbergse Katekisme Sondag 4. En ons gaan begin deur om saam te lees uit Romeine 5 vanaf vers 8 tot 11 uit. Kan so begin. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Dan net die fokus, tesame met die Heidelbergse Katekismes gedeelte, Romeine 5 vers 10, aangesien ons toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. En dan die Heidelbergse Katekisme, Sondag 4. Doen God die mens dan nie onreg aan, as hy in die wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Die antwoord daarop is nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Verdere vraag, wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie. Inteendeel, sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in tyd en in ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dan die natuurlike uitvloeisel daaruit, is God dan ook nie barmhartig nie? En die antwoord, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf word. Dit is die ewige straf aan liggaam en siel. Net 'n bietjie vereenvoudiging van hierdie Heidelbergse Katekismes gedeelte, so vraag 9 vra tegnies, is dit verkeerd van God dat hy ons beveel om heeltemal gehoorsaam te wees aan sy wet? Die antwoord is nee, glad nie. Ons is geskep om dit van nature te doen, dit moet so natuurlik vir ons kom soos asemhaling. Maar die duiwel het gekom en deur sy aanmoediging en deur ons eie ongehoorsaamheid het ons self veroorsaak dat ons nie meer van nature aan God se wet gehoorsaam is nie. Dis nie die Here se skuld dat ons nie daaraan ongehoorsaam is nie, dis ons eie skuld. En dan verder, is hierdie ongehoorsaamheid en rebellie iets wat God net kan ignoreer en nie straf nie? Nee, glad nie. God se straf op sonde is baie groot. Hy straf die erfsonde, dit is wat Adam en Eva gedoen het deur om te wou eet van die boom van kennis goed en kwaad, en die sonde wat ons dan elke dag doen, straf hy. En dit word gestraf met 'n verskriklike oordeel. Daardie verskriklike oordeel is die ewige dood. En dan die laaste vraag, ons leer dan dat God liefdevol en barmhartig is. Hoekom praat ons dan van God wat straf? En die antwoord opgesom, God is goed, God is reg, daarom kan hy nie toelaat dat sonde net gebeur nie. Hy is dus liefdevol, maar as gevolg van wie hy is, kan hy nie toelaat dat die sonde teen hom ongestraf bly nie. En hy straf dit baie hard. Hy straf dit met die ewige dood.
wil die tegnologie nie nou werk nie. Geliefdes, hierdie is nie 'n onderwerp waarmee ons baie gemaklik voel nie. Ek het nou op meer as een plek vandag gehoor, die tema wat in die blaadjies staan is baie swaar. Dit sê, jy verdien God se straf. Niemand hou daarvan om te praat van God se straf nie. So hier en daar kry ons nog te doen met vuur en swaalpredikers in Engels fire and brimstone preachers, wat 'n mens amper in die hemel in probeer skrik maak deur om te praat van hoe verskriklik die hel is. Dis ook 'n taktiek van sommige kerke. Hulle probeer jou bang praat en deur daai bangheid en eintlik al daai selfsug wat jy voel van ek wil nie hel toe gaan nie, probeer jy jouself in die hemel inkry. Maar niemand hou daarvan om te hoor dat jy gestraf moet word nie. Ons wêreld is ook baie sensitief. Hoe durf jy vir iemand sê hulle verdien om gestraf te word? Die landswet is deur korrupte mense oop vir interpretasie. Dit voel asof ons landswette ook nie eers meer gehoorsaam word nie. Reëls word nagekom op eie voorkeur. Omkoopgeld word gegee wanneer wette oortree word en ons nie die gevolge daarvan wil dra nie. Wette en straf word al hoe meer relatief in ons samelewing. En dit kom neer op iets in ons diepste kern. Ons haat dit om te hoor ons is verkeerd. Nog meer, soos ons is in ons natuurlike toestand, haat ons God. Verskriklike gedagte. Hoekom haat ons God? Want in ons diepste kern weet ons dat hy alle reg het om vir ons te sê dat ons verkeerd is. Hy is die oorsprong van alle goedheid in hierdie wêreld. Hy is die oorsprong van hierdie wêreld. Hy het alle reg om ons te straf omdat ons verkeerd is. Dink jy hoe erg moet dit vir die Here wees om dag in en dag uit na ons te kyk en te sien hoe ons bewustelik en onbewustelik teen hom sondig en die verkeerde ding doen. Hierdie heilige, almagtige, skepende God, in wie daar niks sleg is nie. God wat net gepraat het, so magtig is hy, het net gepraat en alles is geskep. God wat die mens goed en mooi en reg na sy beeld geskep het. God wat ons met vrye wil geskep het, sodat ons kan kies om hom lief te hê en nie soos robotte forceer word om hom lief te hê nie. God wat ons geskep het dat dit so natuurlik is om hom lief te hê. Dieselfde God moes toe kyk hoe die mensdom sy rug op die Here draai. Hoe die mensdom deur die aanhitsing, deur die aanmoediging van die duiwel besluit het daar's iets beter buite die Here. Daar's iets wonderliker as die Here se goedheid, meer aanloklik. En in die proses het ons as mense slawe van die sonde geword. Hoe sal jy voel as jy die mooiste kunswerk denkbaar skep? Perfek, reg, mooi. 'n Kunswerk van onskatbare waarde. En dan kom iemand met die vuilste oliebesmeerde hande en hy vryf dit pragtig oor daardie kunswerk. Boonop dit, dis nie net 'n ongeluk dat hierdie ou dit doen nie, hy kry genot daaruit, hy geniet dit om hierdie kunswerk vuil te maak. Hoe sal jy voel? Kwaad? Ek sal kwaad wees. Hartgebroke? Sal jy nie 'n groot behoefte hê dat daardie misdaad gestraf moet word nie, want jy weet as dit nie gekeer word nie, gaan daardie persoon net na iemand anders se kunswerk toe gaan en dit ook beskadig. Dit gee net 'n klein gedagte van hoe dit is vir die Here om ons as mense dop te hou. Eerstens hierdie beeld wat ons het van hom, wat ons beskadig, maar ook die skepping. Hoe ons in ons sonde alles verdraai het. Dit maak dis nie saak of ons daarvan hou om dit te hoor of nie, ons verdien God se straf.
Die kleinste dingetjie wat ons doen is genoeg om ons tot in ewigheid te straf. En dan wat is hierdie straf op die Here, op die sonde wat ons teenoor die Here doen? Die ewige dood. Baie interessante ding wat 'n mens raak lees is, in sy bedieningstyd op aarde het Jesus meer oor die hel gepraat as oor die hemel. Want hy wou hierdie bewustheid onder ons as gelowiges skep, onder ongelowiges eintlik skep, om te sê, sonder die Here is hierdie waarheen julle op pad is. Buite die koninkryk van God is die hel al wat vir julle voorlê. Dis 'n plek van ongekende lyding. Onoorkombare afstand tussen ons en die Here. Ewige verwyte. Vir ewig spyt dat jy nie hier die Here geken het nie. Brandend. Hel is nie 'n metafoor vir ongemak nie, dit is 'n plek. En dit is baie snaaks dat ons van baie plekke op aarde praat as die hel, of ons sê ons het deur hel gegaan. Want dit vergelyk in geen opsig aan dit wat voor lê nie. Ons gaan verder praat oor Jesus se rol in hierdie, ons gaan verder praat oor hoe die Here Jesus dit aan ons verkondig het. Maar dit is nog eers nodig om 'n verdere donkere prentjie van die mensdom te skets. Ons haat God. In ons sondigheid hou ons nie daarvan om te hoor ons is verkeerd nie. Ons hou nie daarvan om te hoor ons is in ons sondigheid en onsself bestem vir die hel nie. Niemand wil hoor dat jy die straf verdien as jy eintlik in die oë dink jy's 'n redelike goeie mens nie. Ons geniet die sonde te veel. Ons geniet dit om rebels op te tree, ons geniet dit om te doen wat ons wil. Ons geniet dit om verkeerd op te tree, korrup te wees, seer te maak, te beskadig, af te breek. Ons is selfsugtig, eiewys, selfgerig. Elkeen van ons kan getuig van 'n plek in ons lewens wat ons so optree. En die verdraaidheid in ons menswees, hoeveel keer in jou lewe wou jy nie eintlik iets doen, omdat mense juist vir jou gesê het, jy mag dit nie doen nie. En dis 'n geneigtheid wat terugstrek tot by Adam en Eva. En hoe erg is dit nie? Die Here het sy wet gegee, hy sê, gehoorsaam dit, kom dit na. Maar voordat die Here die wet gegee het in die tyd toe Adam en Eva geskep is in die beeld van die Here, het hulle net een gebod gehad. Die Here het gesê, moenie van die boom van kennis goed en kwaad eet nie. Boom van kennis eet nie. Een gebod, hoe lieflik moes dit nie gewees het om te lewe en te weet, jy hoef net een ding nie te doen nie. Jy het vryheid, jy het liefde, jy kan in God se teenwoordigheid wees, jy kan lewe, jy kan al sy goedheid beleef op 'n daaglikse vlak. Maar daai gebod is oortree. Ek hoop julle kan nou saamstem dat ons God se straf verdien. As jy nie dit glo nie, sal die evangelie ook nie vir jou sin maak nie. Dan kom jy heel moontlik net kerk toe vir goeie geselskap of lekker sing of net uit gewoonte of tradisie uit. Ons moet besef, ons verdien om gestraf te word. Al is dit nie lekker vir ons om dit te hoor nie. Ons het niks om voor God op te roem nie. Ek het geen dade nie, geen eienskappe nie, geen rykdom wat ek vir die Here kan sê, hier is dit maak op vir al my probleme nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon of die betaling wat die sonde gee, is die dood. Romeine 1 vers 18 sê verder, God openbaar vanuit die hemel sy toorn, sy straf oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Kyk, in Noag se tyd wat het gebeur, die hele wêreld was deurtrek van sonde, en die Here het 'n handjievol mense gered. Kyk, wat was die Here se plan met die Israeliete, die wêreld het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En hy stuur konings en profete en priesters om hulle te lei. Maar, soos die Ou Testament verloop, het gaan goed, het gaan sleg. Het gaan goed, het gaan net baie slegter. Tot op 'n punt waar hulle besef hulle het 'n Messias nodig. Efesiërs 2 vers 3 sê van wie ons sondige natuur
Sê ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Dit sê nie, God vergewe jou want jy is 'n fantastiese mens nie. Vanweë jou sondige natuur sou jy gestraf moes word. As ons na die Ou Testament kyk, Jesaja 59 vers 2 sê, dis julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en God. Julle sonde bring skeiding tussen julle en God. En Naam 1 vers 3 sê, die Here is lankmoedig, maar sy krag is groot. Hy laat geen skuldige ongestraf nie. So wat nou? Waarheen nou? Hoe nou? Ek en jy verdien God se straf. Ons kan nou amen sê op hierdie preek. Dis immers waar Sondag 4 van die katekismes eindig. Harde woorde, dit eindig by, ons moet tot in ewigheid met liggaam en siel deur God gestraf word. 'n Lieflike gedagte om jou baie krag te gee in hierdie week. Sondag 5 begin eers met die mooi dinge en dan gaan bietjie by Braam steel want ons moet daarby uitkom. Dit is so nodig om te onthou dat die Heidelbergse katekismes verloop in 3 dele. Dit gaan oor hoe groot ons sonde is, dit gaan oor hoe groot ons verlossing is en dit gaan oor hoe groot ons dankbaarheid is, ons dankbaarheidslewe. En Sondag 4 is die einde van die gedeelte wat handel oor die sonde. Mens kan dit dan hier los. Maar dis nie reg nie. Dis nie reg om God se straf los te maak van sy liefde nie. Watter liefde lê daar wel nie in die Here om te kyk na hierdie patetiese mensdom, ons wat ons rug op die Here gedraai het, besluit het om die sonde lief te hê, en dan om nog te haat en vyandig teen hom te wees, en dan besluit hy om sy enigste seun na ons toe te stuur nie. Om sy seun te stuur om hierdie straf, wat ons verdien, wat ek en jy verdien, op sy seun te kom lê nie. Watter liefde bewys Jesus nie aan ons nie? Hy wat deur wie God gespreek het, deur wie die wêreld geskep is. Hy laat toe dat ons hom aan 'n kruis vasspyker, sodat hy sy Vader se straf op ons sondes kan dra. Hy laat toe om verlaat te word deur God die Vader en deur mense. Niemand was daar vir hom nie. In die tyd toe hy ons angste moes dra. Daardie straf op jou oortredings word net so op Jesus gelê. Soos vers 8 van Romeine 5 sê, God bewys sy liefde vir ons juis daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons dit nie verdien het nie. Jou straf, jou sonde, jou oortredings, die pyn wat jy verdien, word net so op Christus geplaas. Want God kon in sy heiligheid geen ander oplossing sien nie. Hy kon nie sê dat een van ons mense nou maar al daai sonde en daai straf op onsself dra nie. Daar sou niks van ons oorbly nie. Selfs al het hy die straf op die hele mensdom gelê, daar sou niks van ons oorbly nie. Daar moes iemand kom wat volkome God is, maar ook volkome mens. God die regverdige regter het sy vonnis oor jou lewe uitgespreek en hy het vir Jesus gestraf. Dit is onregverdig eintlik dat Jesus dit moes dra. Maar dit is liefde. En wanneer ons dan 'n realistiese besef het van watter straf ons eintlik verdien, hoe groot ons sonde is, dan maak dit ons dankbaar vir Jesus se genade. Dan maak dit ons so dankbaar om te besef dat God in sy liefde ons van homself wou beskerm. God wat so heilig is, wou in sy liefde ons van homself beskerm. En daarom stuur hy sy seun. 1 Petrus 3 vers 18 sê, Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige
Die een aan wie daar geen straf, die een wat geen straf verdien nie, ly vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Wat doen Adam en Eva? Skep afstand tussen ons en die Here. Wat doen ons sondes? Skep afstand tussen ons en die Here. Wat doen die tweede Adam, Jesus Christus? Breek our afstand af. Bring ons na die Here toe. Pleit by die Here namens ons. Wys ons op ons sonde, maar op die genade wat ons in hom ontvang. Geliefde, jou straf is weggevat. Jy is vrygespreek. Jy lewe alleenlik deur Christus se dood. Mag die Gees hierdie so diep in jou hart inplant. Ons het vanoggend gehoor van die ewige onverganklike saad. Mag dit so deurdring tot jou klipperige hart, dat die Heilige Gees se saad in jou hart geplant word, dat jy groei in sy genade. Die Heilige Gees werk 'n baie groot straf en sonde besef in ons harte, sodat ons juis ook kan besef watter groot genade daar aan ons bewys word. 'n Mooi vergelyking, wanneer ons sonder 'n skuldbesef deur ons lewe gaan, is dit soos om vuurwerke in die dag te skiet. Dis 'n mors van geld en glad nie sigbaar nie en gaan almal net ontstel wanneer dit raas. Maar wanneer ons besef hoe donker en hoe pikswart ons lewens eintlik is, dan ontplof Jesus se genade met die pragtigste kleurkontras skouspel in ons lewens. Dan sien ons elke oomblik die lig van sy verlossing raak. En dan bewonder ons hom vir hoe mooi en hoe lieflik dit in ons lewens is. 'n Verdere interessante waarneming wat ek in hierdie week raak gelees het, was iemand wat op een van die preke oor God se toorn die kommentaar gelos het dat sy rustig kan sit en haar koffie drink in die oggend voordat sy haar werk aanpak en luister oor God se toorn, maar rustig kan wees, want sy weet dat Jesus haar verlos het. En dis die houding waarmee ons in die lewe ingaan. Ons kan hoor hoe swak en sondig en verskriklik erg en weg van die Here af ons is. Ons kan net hierdie intense dankbaarheid ervaar om te sê, dankie Here, dat U my kom red het. Dankie dat U my hart kom verander het. Dankie dat die Heilige Gees hierdie sonde besef in my hart wek, want sonder dit sal ek ook nie kan besef hoe groot Jesus se genade is nie. Ons hoef nie bang vir God se ewige straf te wees nie. Daar's tye wat hy ons tugtig, daar's tye wat ons dalk tydelike straf beleef, maar nie ewige straf nie. Ons hoef nie te vrees vir sy toorn nie. Dit is op sy seun gelê. Ons kan rustig voortlewe en werk, dankbaar vir God se genade, want ons weet hy het ons verlos. En dit is 'n saak van blydskap. Dit staan vas dat ons deur die dood van Jesus versoen is. Dit staan vas dat ons in Jesus nou 'n nuwe lewe het. Wees bly daaroor. Soek jou verlossing daar alleen. Wees dankbaar. Vertel ander daarvan. Vertel vir ander hulle verdien nie straf, maar dat jy meer ook vir hulle kan vertel. Jesus se genade verlos ons daarvan. Vertel dit aan jouself op tye wat jy te veel op jouself wil staat maak. En dink jy is eintlik goed genoeg in jouself. Wees bewus van God se straf, wees bewus van sy toorn. Maar wees nog meer bewus van sy verlossing en versoening. Amen. Kom ons bid saam. Ons ewige, heilige, toornige God. Ons is so klein voor U. Ons is swak en sondig en nietig. U teenwoordigheid is 'n verterende vuur. U weerhou Uself van ons, want U weet as U Uself in volle glorie en mag in ons openbaar, gaan daar niks van ons oorbly nie. Tog bewys U aan ons soveel liefde.
ons swak en sondige mense wat dit nie verdien nie. Hoe groot is u liefde nie dat u juis toe ons dit nie verdien het nie aan ons soveel genade betoon het deur Jesus skuldig te ag in ons plek. Mag dit iets wees wat ons elke dag tot stilstand ruk. Mag ons elke dag 'n oomblik vat om net te besef, ek is swak en sondig, maar ek is verlos en nou lewe ek deur die Heilige Gees se krag. Mag hierdie ons bemoediging in hierdie week in wees. Daar in ons lewens waar die sonde ons oorheers, waar ons so graag wil vasgryp aan net die strafgedeelte, waar ons dink ons moet onsself straf en dat ons te min is en te sleg is, bid ons dat u vir ons sal wys op u seun Jesus Christus. Dat ons sal weet, ons hoef nie swaar op onsself te wees nie. Ons hoef nie vas te haak by die sonde nie, want ons weet, ons identiteit is nou nuut gemaak. Ons het 'n nuwe identiteit in ons Here Jesus Christus. Hy is ons trots, hy is ons selfbeeld. Hy is die een vir wie ons lewe. Ons bid dat u met hierdie wêreld sal wees wat nie 'n sonde besef het nie. Die wêreld wat sonde goed praat. Wêreld wat sonde vier. Ons bid dat ons die ware, volle evangelie boodskap sal verkondig. Dat ons nie sal bang wees om vir ander te vertel dat hulle sondig is voor die Here, maar dat ons op hulle kan bring by die genade van u Seun Jesus Christus nie. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Dankie vir u teenwoordigheid. Ons verdien dit nie, maar ons is so dankbaar daarvoor. En ons bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit met Psalm 103 daarvan verse 1, 2 en 5. Dit sê, lyk my ons hou by die vers 2 is, want dit begin altyd met lof en prys en dan gaan dit oor na skuld toe. So ons wil weer vers 2 lees van Psalm 103. Loof hom wat jou van die skuldelas onthewe, genadiglik jou sondes wil vergewe. Jou krankheid ken en liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het, met goedheid en ontferming jou gekroon het. Hier is ook, om van jou skuldelas onthewe te word, om van jou skuldlas onthef te word, dit word van jou afgehaal. En dan is daar 'n ander moeilike woord, altoos in vers 5. Dit beteken, ek moet net seker maak, dit beteken altyd stry. Ons moet nie altyd so stry, of die Here gaan nie altyd stry teen ons ontrou nie, want hy red ons daaruit. Kom ons sing Psalm 103 verse 1, 2 en 5.
Geliefdes, die seën van die Here kom uit Galasiërs 1 vers 3 uit. En dit is soos volg. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van ons Vader te volbring. Aan hom kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid.